Owen. Ja, dankie. Hartlike goeienaand kykers en luisteraars, baie welkom by die uitsending. Soos altyd hoop ek dat dit vir u tot waarde sal wees. Wanneer u hierdie video kyk en u voel dat u medevolksgenoot verdien 'n waarskuwing, verdien hierdie noem dit maar brandwag waarskuwing, asseblief dan druk maar die subscribe en like, die hou van en die inteken. Nou ja, dis nie in Afrikaans nie, dis maar subscribe en like. Laat ons vir elke volksgenoot in hierdie finale oomblikke van stabiliteit, wil ek eintlik sê, in Suid-Afrika as ook in die wêreld, laat ons nog vir ons medevolksgenoot die kans en die geleentheid gun. Kykers en luisteraars, ja, ons sien dat die EFF raak nou baie uitdagend in hulle uitsprake wat maar net bydra of 'n bewys is van die polarisasie wat nou drastiese stappe aanneem, baie erg raak en gevaarlik raak uit die aard van die saak. Nou dit, kykers en luisteraars, ek gaan nie 'n lang video vanaand maak nie, maar ek wil net in kort vir u sê, as ons nou kyk na wat Dawie Rood vir ons ook die ekonoom, seker een van die bekendste ekonome in Suid-Afrika, een van die beste ekonome in ons land, waar hy basies net daarop neerkom en sê dat hierdie tariefoorlog wat nou plaasvind, kan verrykende gevolge hê. Van daardie gevolge kan ook wees, as gevolg van die inflasie, dat die SASSA toelaat, die toelaat van die regering, aan 16-17 miljoen mense, hoewel hulle sê die wat afhanklik is van hierdie toelaat, praat hulle in die omgewing van net onder die 30 miljoen mense in Suid-Afrika. En hy het in die verlede, het Dawie al vir ons gesê, dat die gevaar bestaan nou, dat met die inflasie en Eskom en alles wat die pryse, u almal is baie deeglik bewus daarvan, met hierdie pryse wat so gereeld die hoogte inskiet, aanpas, duurder word, het hy in die verder verlede ook gemaan en gesê dat die gevaar vorentoe is dat wanneer daardie toelaag nie meer genoegsaam is om vir die basiese behoeftes te voorsien nie, dan sit jy met sosiale onrus. Dit is net so logies soos val uit 'n boom, los uit jou hand. En hy het ons in die verlede gewaarsku, nou met president Trump se tariefoorlog wat nou begin het, en ons sien ook China se reaksie met ook geweldige hoë tariefpersentasies op Amerikaanse produkte. So Dawie Rood sê vir ons dat hierdie kan die inflasie, met ander woorde, versnel. Dit kan hierdie hele ding wat hy miskien in die verder toekoms gesien het, dat luister, voor die tariefoorlog het hy in die verder verlede gesien dat net soos wat die inflasie geeskaleer het in Suid-Afrika, soos Eskom en alles duurder geraak het, kan dit by die punt kom waar hierdie miljoene nie meer aan hulle behoeftes kan voorsien nie. Hulle kan nie meer genoeg kos koop per maand nie. Nou ja, 'n hongermens, daar's niks gevaarliker as dit nie. Dit is so eenvoudig as dit sal 'n spontane aksie wees. Nou sien ons ook, Ray Dalio sê vir ons, dat Global Finance, hy voorsien 'n moontlike globale finansiële ineenstorting. 'n Global Financial Collapse is die woorde wat hy gebruik, of wat die artikel gebruik. Nou wil ek net vir u die twee bymekaar bring. Die EFF wat sing van bullets, in One American for One Bullet, kill the farmer, kill the boer, daai element wat nou in hierdie onlangse gebeure van ons besoek, of Suid-Afrikaners se besoek aan Amerika, die uitlatings van president Trump teenoor die Suid-Afrikaanse regering, daardie erge polarisasie sien ons eskaleer geweldig. Nou daardie haat wat nou eskaleer, nou sit nou by 'n finansiële ineenstorting wêreldwyd. 'n Global Financial Collapse, sê Ray Dalio. En Dawie Rood sê vir ons dat hierdie tariefoorlog gaan verrykende en kan geweldige negatiewe gevolge hê, en onder andere dan ook by die punt kom waar die toelaat nie meer genoegsaam is nie. Nou sit hierdie twee net by mekaar. Hierdie polarisasie, hierdie geweld wat gesing word, wat geuiter word, waar ek wil amper sê die grondmagte en die magte op die grond, by name EFF,
En moenie die Umkhonto we Sizwe party uit rekening laat nie. Ons het vir u 'n tyd gelede in van my video's, het ons vir u video's gewys van hulle opleiding wat hulle mee besig is in Durban en elders in Natal. Ek gaan nie nog detail oor dit aanhaal nie, maar daar is aktiwiteit en dit saam met 'n wêreldwye finansiële ineenstorting. En in Suid-Afrika, dan die gevolge dan ook in Suid-Afrika van so 'n ineenstorting, die verswakking van die rand, die kos wat duurder word, inflasie wat die hoogte inskiet, en hierdie massas kan net nie meer leef met wat hulle inkry nie. Dan sit ons onmiddellik by daardie punt waarvoor Suidlanders al 25 jaar vanuit die profeseë en soos die tekenstelselmatig geeskaleer het, want dit vat min of meer 20 tot 25 jaar van die eerste tekens van die begin van die organisering van 'n revolusie tot en met die fisiese en die uitvoering daarvan. U sal onthou in die vroeë 2000s het ek hier in 2009-8 rond het hulle busse, jong jeugdige swartes, het die polisie gevang daar op die Mosambiek grens. Een groepering van busse was omtrent 1300, die ander een dink ek was 960 as ek reg onthou uit die feesheid. Dit is 20 jaar gelede rolweg. So dit gesê en hulle was gevang op pad na paramilitêre opleiding in Mosambiek. Nou dis die beginfases. Ons weet dat professor Michael Hoog van strategiese studies 'n hele paar jaar gelede al gesê het, hierdie gewelddadige protes wat ons begin sien, precipitate the final stages of a revolution. So waar's ons nou? Nou is ons by die punt waar daar openlik gesing word, kill the boer, kill the farmer, waar daar openlik gesing word, one American, one bullet. Duidelik is daardie raspolarisasie het 'n hoogtepunt bereik. En dit saam met 'n wêreldwye Suid-Afrika finansiële ineenstorting, toelaas nie genoeg nie, inflasie is te hoog, dan is ons daar waar u 'n organisasie, 'n inisiatief, ek hou nie daarvan om na ons te verwys as 'n organisasie nie, want Suidlanders is 'n inisiatief, 'n noodplan wat vanuit die profetiese en vleeslike waarskuwende tekens wat ons gesien het, ontwikkel het in 'n noodplan, in 'n as dit ware 'n ark vir ons mense in Suid-Afrika, waarin u kan deelneem, waarin u deel van kan raak, waarin Suidlanders al vir hierdie 20 jaar en meer oefeninge hou, infrastruktuur opbou, plekke in gereedheid kry. En ja, kykers en luisteraars, dis nie asof wanneer 'n plek in gereedheid gekry is, u kan daar aankom en u gaan bedien word nie. Hierdie noodplan is so sterk as wat u en ek hom maak. Maar Suidlanders bestaan al vir 'n lang tyd. En eerstens, tweedens het ons rondom 15 departemente, logistiek, kommunikasie, medies, tegnies, ontvangs. Ons kan al hierdie departemente noem. Mense wat oefeninge gehou het, hoe om vlugtelinge te ontvang, hoe om hulle uit te plaas, waarom hulle te plaas, wanneer dan nie logistiek en voedsel is nie, waar plaas jy hom, waar voedsel is, waar 'n persoon versorg kan word, in terme van onverwerkte voedsel, wat mos nou in ons areas van veiligheid mos nou is, of teenwoordig is, in so 'n tyd. Met al die subdepartemente, is oor jare ingeoefen. En nou, dink ek, is dit noodsaaklik dat ons hierdie waarskuwing vir oulaas uitdra, want ek dink nie die tyd gaan ons meer baie toelaat nie. Sluit aan by Suidlanders, want ons weet nie, wanneer Ray Dalio is een van die bekendste ekonome in die wêreld, wat 'n finansiële ineenstorting voorsien in die wêreld, vooruitspruitend uit hierdie tariefoorlog. Dawie Rood op sy beurt sien ook uit hierdie tariewe 'n versnellende, verslegtende ekonomiese toestand, wat vir 'n ekonomie so Suid-Afrika, vir 'n gepolariseerde Suid-Afrika, met die rassehaat wat ons tans sien, hoor, gesing word vir ons, dink ek is dit logies. Hoe sê my vriend altyd? Bel vir logika, dan sal jy die antwoord kry. Nou hierdie is besig om logies te raak. Jy moet 'n pragtige week hê. Stuur hierdie uit, like en subscribe, sluit aan, laat ons eenersdenkendes by mekaar kom, en van daar af sal ons sien hoe die Vader ons onderneem in hierdie, want al hierdie visies wat ek nou vir u gesê het, word presies in Sefanja, Joël 2, Micha 4, Esegiel 20, Jesaja 60, Hosea 2
beskryf. Presies. Die gelowige is kalm en rustig oor hierdie dinge, want ons weet, ons gaan nou deur 'n besonderse, diep drif gaan. 'n Baie donker tyd gaan ons nou deurgaan. Maar ons weet ook, daar dieselfde profete uit die Bybel, waarby Oom Siener en Johanna Brandt en Roger Thiel en Rick Joyner en David Wilkerson maar net aansluit en beamoen. Vir ons is daar ook 'n ryklike toekoms na die waar deur die drif is. Maar nou moet ons, en die noodplan is daar gestel, om daardie ondersteuning te gee, om hierdie waar deur hierdie drif, waarvan ons nou die water begin tref, deur te gaan. Sterkte en seën, tot 'n volgende keer. Totsiens.